Ons skriflesing is vanoggend seker uit die heel bekendste deel van die Bybel, die eerste deel wat ek dink ons almal uit ons kop geleer ken het, en dit is Psalm 23. Voordat ons saam gaan lees, kom ons maak eers ons oë toe. Hemelvader, baie dankie vir die voorreg om hier te wees, saam as u kinders. Ons bid nou dat u deur die Gees by ons sal wees, dat u ook hierdie bekende Psalm lewend vir ons sal maak, dat ons werklik u stem sal hoor, en dat u daardeur met ons sal praat, maar dat ons ook daardeur verander sal word, tot eer van die grote naam. Amen. Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die woord van God vir die kinders van God. Een van ons grootste behoeftes is om raak gesien te word, om verstaan te word, om goed te voel oor onsself. Die teenoorgestelde, ons vrees om verwerp te word. Ons vrees dat mense vir ons laat voel, ons is nie goed genoeg nie. En sonder dat ons dit besef, dink ons die hele tyd oor mense wat belangrik is in ons lewens. Kan ons op hulle vertrou? Sal hulle verantwoordelikheid vir ons aanvaar as ons in 'n krisissituasie is? Sal hulle ons help as ons in die moeilikheid is? Dis vrae wat onbewustelik in ons kop na vore kom. Wat sê ons tot dusver? Ons sê dat ons as mense het 'n groot behoefte aan ander mense op wie ons kan vertrou. Dit wat ons in ons binneste voel, word deur wetenskaplike navorsing bevestig. Dokters sê dat hulle dit al gevind het as 'n vrou byvoorbeeld kraam, wat natuurlik die vrou sal weet 'n pynlike ervaring is, as haar man by haar staan, miskien haar hand vashou, dan is hierdie pyn sagter. Of as jy 'n inspuiting moet kry en jy nog 'n kind is en jou pappa en mamma by jou is, dan is dit makliker om hierdie inspuiting te kry. In die Amerikaanse weermag het hulle gevind dat die meeste soldate wat selfmoord pleeg, dit doen 2 weke nadat hulle in 'n egskeidingsgeding betrokke was. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons het 'n behoefte aan mense wat ons kan vertrou. Ons het 'n behoefte aan diep verhoudings met ander mense. As jy
'n goeie verhouding het met jou pa en jou ma en vriende, bring dit in jou binneste gevoel van veiligheid en sekuriteit. Veiligheid en sekuriteit is verskriklik belangrik vir jou menswees. Dit maak dat jy makliker nuwe dinge kan aanleer. Dit maak dit vir jou makliker om nuwe dinge te ontdek. Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. As jy groot word in 'n huis wat onvoorspelbaar is, waar jy nie kan reken op mense nie, werk dit nadelig op jou hele menswees in vir die res van jou lewe. Of dit kan negatief inwerk op die res van jou lewe. As jy byvoorbeeld groot word in 'n huis waar jou ma depressief is en die hele tyd besig is met haarself en sy nie aan jou aandag gee as kind nie en sy slegs jou raak sien as jy huil, is dit moontlik dat dit vir jou as kind so benadeel dat jy laterand as groot mens angstig is en die hele tyd behoefte het aan aandag en dat jy 'n people pleaser word. Jy soek die hele tyd aandag en as jy trou die dag, dan verwag jy van jou man ongelooflik baie aandag. Hy kan vir jou nooit genoeg gee nie. En as jy groot word in 'n huis waar jou pa nie emosies kan hanteer nie, waar emosies onderdruk word, is dit moontlik dat jy groot word as iemand wat nie emosies kan hanteer nie, dat jy hardloop van emosies. En as jy later groot word, is dit vir jou moeilik om jouself te commit aan mense, want jy's bang vir emosies. Wat sê ons? Ons het 'n behoefte aan betroubare mense in ons lewens, wat vir ons veiligheid en sekuriteit kan gee. En nou is dit so, al het jy die wonderlikste pa en ma, al het jy die wonderlikste vriende, is ons mense. En self jou wonderlike pa en ma kon jou al in jou lewe seer gemaak het. Jy kon gevoel het, hulle het in hierdie situasie my nie reg behandel nie. Maar wat sê die Bybel vir ons? Wat is die goeie nuus van die Bybel? Is daar iemand op wie 'n mens werklik kan vertrou? Is daar iemand waarop jy pyl kan trek, wat jou nooit in die rug sal steek nie? Kom ons luister wat Dawid sê. As Dawid in Psalm 23 praat oor God, dan sê hy, die Here is my herder. God is nie die ou man daarbo, soos baie mense sê nie. Hy is nie die ou daarbo nie, die ou toppie daarbo nie. Nee, die Here is my herder. Hy is persoonlik betrokke by my lewe en hy sorg vir my. Hy sorg vir my wat my liggaamlike behoeftes aanbetref. Hy kan dit doen, want die hemel en die aarde behoort aan hom. By hom is daar geen gebrek, geen tekort, geen inflasie nie. Hy gee vir my, sê Dawid, wat ek nodig het. Op God kan jy pyl trek. Op God kan jy steun, want wat fisiese behoeftes aanbetref, gee hy vir ons wat ons nodig het. En nou gaan Dawid aan en sê, en die Nuwe Testament gaan aan en sê, God voorsien nie net in ons tydelike behoeftes nie, hy voorsien ook in ons geestelike behoeftes. Want God die Vader het sy Seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons in 'n lewende verhouding met hom kan staan. Hy het sy Gees gestuur om ons voortdurend nuwe krag te gee en ons op die regte paai te lei. Dawid sê, op God
kan jy vertrou. Op God kan jy pyl trek. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Op hom kan jy elke dag vertrou. En jy kan in 'n persoonlike verhouding met hom staan. En die feit dat jy in 'n persoonlike verhouding met God kan staan, sê iets belangrik. Dit sê dat God vir jou waarde gee. In jouself voel jy baie keer, jy beteken niks nie, jy is swak en nietig. Maar die feit dat Jesus Christus vir jou gesterf het, beteken dat jy waarde het. Dat jy vir God belangrik is. Dat jy in God se oë goed genoeg is. Want Jesus Christus het kom doen alles wat jy nie kan doen nie. In die Here God is daar iemand op wie jy kan pyl trek. Iemand wat jou nooit in die rug sal steek nie. Iemand wat jy kan vertrou. Nou hoor ek jy sê, maar Dominee, kom is dit so, dat ek dit nie in my lewe ervaar nie. Ek ervaar nie 'n gevoel van veiligheid en sekuriteit nie. Ek het groot geword in 'n huis wat baie wispelturig was, baie onstabiel. En my verlede spook nog steeds met my. Dit voel vir my asof ek niks beteken nie. Hoekom is dit so? Daar is seker baie redes, maar een van die redes kan wees dat jy miskien nog nie kan sê die Here is my herder nie. Een van die redes kan wees dat jy weet van God, maar dat jy nog nie in 'n persoonlike verhouding met hom staan nie. Een van die redes kan wees dat jy so besig is om te oorleef in hierdie wêreld, dat jy met hart te sê 'n praktiese ateïs is. Wat is 'n praktiese ateïs? 'n Praktiese ateïs is iemand wat weet van God, maar het geen rol te speel in sy lewe nie. Ek weet van God. Ek sal self bid, ek sal self kerk toe kom. Maar as ek mooi dink, speel hy nie regtig 'n rol in my lewe nie. Ek vergeet hom in my daaglikse lewe. Is dit in jou lewe die geval? Dat jy nie werklik in 'n persoonlike verhouding met die Here God staan nie? Dat jy nie werklik kan sê, die Here is my herder nie? Dat hy nie in beheer is van jou daaglikse lewe nie? Wat moet ons doen sodat ons die Here se liefde en sy beskerming en sy veiligheid in ons binneste kan ervaar? Dat ons heel kan word as mense, dat ons vir ander mense tot seën kan wees. Die eerste ding wat belangrik is dat dis belangrik dat ons sal stil word in ons lewens. Dat ons sal ophou hardloop, net sal stil word en vir onsself sal vra, waar staan ek in my verhouding met die Here? Is hy werklik my herder? Dit is belangrik dat ek eerlik sal wees met myself en sal vra, wat my verlede aanbetref, het ek al rustigheid oor my verlede? Waarom is ek so angstig in my lewe? Waarom bekommer ek my so oor dinge? Waarom is dit vir my so moeilik om myself te verbind aan mense? Wat is die rede van al hierdie dinge? Hoekom spook my verlede nog so met my? Waarom het ek die Here God werklik nodig in my daaglikse lewe?
Die tweede ding wat belangrik is dat ek sal doen wat Dawid gedoen het. Dawid het gesê, hy wil die res van sy lewe tuis wees in die huis van die Here. Bedoelende, meer as om kerk toe te kom, bedoelende, hy wil elke dag tuis wees by die Here God self. Hy wil by die Here lewe, saam met die Here lewe. Hy wil voortdurend die Here se teenwoordigheid in sy lewe ervaar. Is dit ook 'n behoefte by jou om die Here se teenwoordigheid voortdurend in jou lewe te ervaar? Wat is nodig om die Here se teenwoordigheid voortdurend in jou lewe ervaar? Dit is belangrik dat ons voortdurend sal besef, ons lewe uit God se kombuis. Ja, jy as man of jy as vrou werk hard, pappa en mamma werk hard vir jou lewensonderhoud. Maar weet jy wat? Ons harde werk is maar 'n manier waardeur ons hande uitsteek na God om te ontvang dit wat hy vir ons gee. En daarom is dit belangrik dat ons voortdurend vir die Here sal dankie sê vir dit wat ons van hom ontvang. Dat ons uit sy spens, uit sy kombuis lewe. En dat ons voortdurend vir hom sal eer vir die asemhaling wat ons kan inasem, alles wat ons onverdiend uit genade van hom ontvang. Om die Here se teenwoordigheid voortdurend in jou lewe te ervaar, is dit belangrik dat jy voortdurend bewus sal wees van die kruis van Golgotha. Daar het die Here vir jou en vir my gesê, jy het waarde. Jy het soveel waarde in my oë, dat my seun vir jou gesterf het. Dit is so belangrik dat ons voortdurend vir die Here sê, dankie Here, dat ek waarde het in u oë, en dat u aan my waarde toeken, omdat Christus vir my gesterf het. Dit is so belangrik dat ek en jy in hierdie stikkende wêreld waarin ons lewe, voortdurend met die Here sal praat. Ag, en dat ons harte sal oopmaak teenoor hom, en dat ons vir hom sal vertel van dinge wat vir ons sleg is. Dinge wat ons bekommerd maak. Dinge wat vir ons te veel is om te hanteer, en dat ons met die Here baie keer self sal worstel, maar dat ons harte sal oopmaak met hom, en dat ons hom sal vertrou in ons lewens. Daar word vertel dat Martin Luther, die kerkhervormer, 'n baie vrygewige persoon was. Hy het net gegee. En toe hy die dag te sterwe gekom het, het hy nie veel gehad om vir sy kinders te gee, want hy het net altyd uitgegee. Hy het sy kinders bymekaar geroep by sy sterfbed en vir hulle gesê, my kinders, ek het nie veel om vir julle te gee nie. Ek het eintlik niks om vir julle te gee nie. Al wat ek het, is God. En my kinders, as julle God het julle alles. As jy die Here God het, as hy jou herder is, het jy alles wat jy nodig het om te floreer as mens in hierdie wêreld. Want God maak dit vir jou moontlik om heel te word van dinge wat jou seer gemaak het in jou lewe tot dusver. Hy gee aan jou waarde. Hy gee vir jou die moontlikheid dat jy ook vir ander mense tot seën sal wees. Dis die boodskap van Psalm 23. Psalm 23 sê, mense, die belangrikste ding in die lewe is God. Hy moet nommer 1 in jou lewe wees. En dis belangrik dat jy voortdurend op hom sal reken. Maar moenie verkeerd verstaan nie.
As jy vir God net in jou lewe, beteken dit nie dat alles net so ewe skielik net lekker word in jou lewe nie. Dit vra dat jy 'n pad saam met hom sal loop en dat hy vir jou sal dra in jou lewe. Want die feit dat God jou herder is, beteken ook hy sorg nie net vir jou nie, hy wil jou beskerm. En sy beskerming beteken nie dat dit nooit nie gaan swaar gaan met jou nie. Sy beskerming beteken dat hy saam met jou sal wees in elke omstandigheid. Dat hy jou sal raak sien wanneer dit swaar gaan en dat hy vir jou deur sal dra deur daardie moeilike tye. As ons 'n beeld kan gebruik, kan ons die beeld gebruik van 'n bootrit. God beloof nie vir ons as ons op hierdie bootrit klim, dat ons nooit sal natspat nie. Hy beloof ook nie dat die boot nie sal sink nie. Wat hy ons beloof is, dat ons by ons eindbestemming sal uitkom. Dit is sy belofte aan ons. Kom ons gee vir hom 'n belangrike plek in ons lewens. Nie 'n belangrike plek nie. Kom ons laat hom toe om ons herder te wees. En kom ons lewe tot eer van die Here. Amen. Kom ons gee geleentheid vir stil gebed.